Terwyl ons net so staan, kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, Jahwe, baie dankie dat ons daardie diensvolk mag wees wat geheilig is en gewas is en geroep is om in u koninkryk te dien. Dankie dat Yeshua self daardie aand in die boefretrek die voete van die disippels gewas het as 'n koninklike openbaring van u liefde en u barmhartigheid. En dat ons daarin kan volg en ook die begeerte het dat ons onder die geklank van die woord ook vanoggend 'n diepe besef sal hê van wie ons in u is. Dankie vir die grootheid daarvan, die heerlikheid daarvan, dat dit ons ryke erfenis is. Saam met die psalmdigter wil ons sê, ons erfenis is vir ons mooi. Die meetsnoer het vir ons op lieflike plekke geval. En Vader, help vir ons om in u woord werklik waar daardie verkoking te vind van ons siele. Die waters van rus wat u vir u kinders gee. Dankie daarvoor, dankie vir hierdie geleentheid, dankie vir die kamp, dankie dat u vir ons as gemeente voorregte gee, genade op genade. Ons loof u in Yeshua. Amen. U kan die sitplekke inneem, baie dankie, ook die van u wat ingeskakel is. Dit is altyd 'n aangename voorreg, die kampe. En ja, ons het in die begin van die maand ook daar in George heerlik die kamp gehad, en nou 'n bietjie in die Noord-Transvaal. En ons is besig, soos Johan mooi geopen het, met die tema, waar begin ek? In terme van ons eie lewe vind ons baie keer die situasie dat daar 'n toets of 'n beproewing kom en 'n mens redelik onkant gevang word en dan so 'n bietjie jou geloofswortels wat getoets word. En eintlik is dit net die liefdesverbond wat dan net weer opnuut deurgegaan moet word. Nou vanoggend, natuurlik gaan ons verder soos wat ons nou al gekamp het 'n bietjie. So vir die wat nou ingeskakel is, dalk so 'n klein bietjie uitgemis het, ek sal hier en daar ietsie herhaal waar ons begin het. Johan het dit nou eintlik mooi saamgevat, dat alles begin by Jahwe, wie hy is. En ons geneigtheid in ons vlees is om in daardie situasie te let op my vreesagtigheid, my emosie, my ervaring, dit waarvoor ek bang is. En eintlik word Jahwe se kinders altyd geroep, dink aan Eksodus 14, waar Moses daar by die Rooi See staan en vir Israel sê, wees stil. Wees stil. Nou daai wees stil kom nie maklik nie. Dit het niks te doen met ek is 'n introvert, ek is van nature stil nie. Dit gaan oor daardie innerlike rustigheid. Ons het 'n bietjie gesels oor Dawid, daar by Siklag. As die manne hom wil stenig, dan gaan versterk hy hom in Jahwe. En hoe kom 'n mens prakties by daai punt uit om jou in Jahwe te versterk? Nou onthou, die vlees is altyd daar vir 'n versoeking. Saul het homself probeer sterk hou tot sy eie ondergang, nee, ons lees dit in die woord van Jahwe. Hy het hom baie keer self probeer sterk. Nou as jy jouself probeer sterk hou, is dit net nog 'n tree in die verkeerde rigting. So daar moet 'n versekerde oorgawe wees, en dan spesiaal om op Jahwe te fokus in die vrees van Jahwe. Wie hy is, wat hy doen, en die bewustheid van sy teenwoordigheid. En dan het Dominee Jaco mooi uitgebrei gisteroggend, so 'n bietjie oor stap 2, ons identiteit in hom. Hy is die belangrikste, maar hy roep ons, en hy gee vir ons 'n posisie. Efesiërs 2, ons is in Yeshua, in die hemele. Ons is die loot wat in die wynstok is. Daardie, wie is ek in hom? En dis ons belydenis. Dis ons geloofsbelydenis. Dis belangrik. En dan daaruit kom die optrede en die vraag. Nou, ons het so 'n bietjie die vrees van Jahwe, bietjie hanteer ook rondom sy barmhartigheid, sy liefde, 'n baie groot beginsel, die oomblik as 'n kind, sekuriteit ervaar, geborgenheid, veiligheid, dan veg hy nie vir homself nie. Dan steun hy op sy ouerhuis, op sy Vader, sy heerlikheid, sy majesteit, en hy kry daardie stilheid. Nou, vanoggend so 'n bietjie weer, ons het dit nou mooi in die bid hier ook vanoggend gehoor, ons is Jahwe se bloed gekoopte kinders, so vanoggend hanteer ons weer so 'n bietjie daardie geskiedenis van Israel. Waar begin ons? Wel, waar begin Jahwe? Dis 'n beter vraag, want as ons weet waar Jahwe begin met ons te handel, dan weet ons waar wil hy hê moet ons begin.
En dit is baie interessant, die verlossing van Israel, daar in Exodus, ons blaai na Exodus 12 toe, die kinders ken die 10 plaae mos goed, né Hendrikus? Al daai verskriklike dinge wat gebeur het, skiete en springkane en haal en duisternis, en al die goed wat gebeur. Maar dit bereik dan 'n punt waar Jahwe sê, ek wil myself aan Farao openbaar as die heilige, die magtige. Ek wil vir myself 'n naam maak. Maar ook in Israel se eie midde gee Jahwe hierdie openbaring dat hulle dit regtig ervaar. Jahwe is 'n ontsettende oordeel waarmee mens nooit ligtelik moet omgaan nie, van Genesis tot Openbaring. En daarin lê ook vir die goddelose 'n geweldige waarskuwing, as Jahwe die dood van die eerstgeborenes gee, as die 10de plaag. As mens dink die ander plaag was muskiete en paddas, en kom ons sê dit was baie ongemaklik, die duisternis, en die oeste was nie lekker nie, maar wanneer Jahwe die eerstgeborenes tref met die dood, is dit 'n finaliteit. Want daar's nie 'n erfgenaam, daar's nie, hy stop. En as hy in Israel spaar, dan sê dit iets vir Israel van, aan wie behoort ons? In wie se hande is ons lewe? En ons lees die instelling van die Paasfees, Exodus 12, die bekende Exodus 12, Jahwe het met Moses en Aaron in Egipteland gespreek en gesê, hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. Dis wat ons die tema kry, die bloed as die beginpunt. Hierdie maand, en dit is Jahwe se verlossingskalender, want hier word die eerste fees, eerste een van 7, as ons dit net vinnig kan herhaal, die eerste een is die Pascha, as ons die datum bietjie noem, op die 10de van die maand word die lammetjie afgesonder om ondersoek te word, en op die 14de word hy geslag. Maar dit word hier ingestel. Die bloed van die lammetjie, aan die deurkosyne wat ons nou gaan lees, is daar die waterskeiding tussen dood en lewe. Kan ons dit weer sê? Die bloed is die teken om die onderskeid te tref tussen oordeel en dood en vernietiging en lewe en verlossing met die oog op die beloofde land. Dis die beginpunt. Jahwe sê hierdie maand, dis die begin van die maande. En dan sien ons die feeste, hoe ontvou dit, net 3 dae later, die feest van die eerstelingsgerf, wat hou op Joshua se opstanding, en daai week, die week van die ongesuurde brode, wat Paulus so mooi in Korintiërs kan sê, suur dan die suurdeeg van sonde uit. 7 x 7, 49, die 50ste dag later, is die voltooiing van die insameling, die eerste gerf is mos klaar geoes, so nou is die voltooiing, so hulle die feest van die weke gehou, wat ons nou later maklik onthou as Pinkster of Pentekost, nee, Penta is 50, waar die Heilige Gees weer uitgestort is as die vervulling van dit wat jarelang deur die wet as skaduwee getuig is. En dan die laaste 3 feeste, die feest van die trompette, wat sê die groot versoendag lê voor, dis hier in die maand Tishri, en dan die groot versoendag, die 10de, Levitikus 16, die hoëpriester gaan een keer 'n jaar in die allerheiligste, nee. En dan is dit weer 'n weekfees. Wat se fees? Hittefees, die loofhittefees, daardie tabernakel, ons as gered uit Egipte en Jahwe berei vir ons 'n ewige woning. Maar waar begin dit? Waar is die eerste fees? Pascha. En ons lees dit in vers 3, spreek tot die hele vergadering van Israel en sê, op die 10de van hierdie maand moet hulle elkeen 'n lam neem, volgens die families 'n lam vir 'n huisgesin. Maar as 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, dan moet hy en sy buurman, wat die naaste aan sy huis is, dit neem, volgens die sieletal, na wat elkeen gewoond is om te eet, moet hulle die getal op die lam bereken. Hulle moet 'n lam hê sonder gebrek, 'n jaar oud rammetjie, van die skape of van die bokke, kan julle dit neem. En julle moet dit in bewaring hou, tot die 14de dag van hierdie maand. En die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. En hulle moet van die bloed neem, en het stryk aan die 2 deurposte, en aan die bootdrimpel, aan die huise, waarin hulle dit eet. En dan spesifiek vers 12, want ek sal in hierdie nag deur Egipteland trek, en al die eerstgeborenes in Egipteland tref, van mense sowel as van diere, en ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte, ek,
Jahwe. Maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan, en daar sal geen verderflike plaag onder julle wees, wanneer ek Egipte land tref nie. Nou wil ek baie ernstige noot sê, as die bloed vir ons nog nie ware betekenis het nie, die bloed het vir Jahwe betekenis. Hy sê, as ek die bloed sien. En daarom word ons opgeroep, ook in ons elke dag se lewe, waar begin ek? Wel, waar het Jahwe begin om vir Israel te sê, wat maak saak? Jou posisie voor Jahwe se oë in terme van die regverdige en heilige God in sy raadsplan, speel die bloed die absolute bepalende faktor. Daar was nie bloed wat versoening gedoen het vir Egipte land nie, en daarom word hy nie verskoon nie. Maar wanneer Israel in hierdie Godsopenbaring, in hierdie heilsplan, want ons weet al die feeste wys na Joshua, leer hulle, dit is wat vir Jahwe saak maak. Sy bloed, sy opdrag, sy openbaring. Kyk, in so gerammel en geskarrel, na al die 10 pla, die opwinding, die murmureer, die kla, Moses, vanuit jy en Aaron, daar was soveel dinge wat gebeur het. En ek kan my net self indink, hoe sekere mamma so pappa gevra het, wat sê Moses, wanneer trek ons nou? En sê pappa, hoe moet ek weet? Vra sy so halfuur later, wanneer trek ons nou? Ek moet weet, of gebeur dit nie in julle huise nie. Dink aan die praktyk. Alles kom tot 'n stilstand. Het gaan alles oor die lammetjie. Nou, die priester van die huis moes geweet het, om die Jahwe se wil uit te voer. Maak nie saak hoe ons skarrel nie, maak nie saak of jy moet jou diere in reg kry, of die kinders by my, maak nie saak wat agter of voor lê nie, die bloed aan die kusyn is 'n bepalende faktor, anders gaan niemand nêrens heen nie. En dis belangrik, want dit is ook so vir elkeen van ons wat uit die sonde slawerny van Egipte verlos is, alleen deur die bloed van Joshua. Kom ons blaai vinnig na Kolossense 1 toe, dit was so lekker, Dominee Jaco het al gedraai daar gister. Is dit nie wonderlik om so te kamp nie, met die woord van Jahwe te deel, en dis onthou dit, alles kom by mekaar en in verband. En ek dink net as ons sy ewigheid in die woord self se teenwoordigheid is, hoe deurdronge, hoe ons net heerlikheid op heerlikheid kan geniet. Kolossense 1 begin ons met hierdie gedagte, die bloed het spesifiek betekenis, maar as ons die liedjie sing, daar is krag in die bloed. En moet ons ook pas op, want daai liedjie het nogals 'n wysie wat vir jou kan vat. Gaan kyk maar 'n bietjie as ons ritme vang. Dis 'n baie belangrike lied. Daar's krag in die bloed, maar hoekom? Wil jy ook vry wees? Die bloed het 'n verlossende krag. Nou, dit sien ons in Egipte dat Israel staan bekend as slawe. Hulle het slawe diens verrig. Ons sien dan, en ek dink dit is een van die verhale wat ek die beste uit die kinderbybel kan onthou, die swepe wat so op die man se rus slaan en die bakstene wat moet dieselfde getal bly en die strooi wat weggevat word en dan nog die trauma rondom die seentjies onder 2 jaar wat doodgemaak word. Dit is 'n absolute hopelose situasie. Die woord sê, die Afrikaanse Bybel sê, die jammerklagte van die volk het tot Jahwe se ore gekom. Daar was 'n absolute magteloosheid. Daar was geen roem. Daar was niks in hulle self nie. En Jahwe bepaal hoe hy hulle uit hierdie bande, hierdie kloue, hierdie kake verlos deur die bloed. En hier sien ons in Kolossense 1 dan dit wat mooi verwoord word. Dit is nie meer Farao of Egipte of die sand of die Nyl. Dit is Kolossense 1 vers 13. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sonde. Daar's nie verlossing in eie krag of eie poging nie. Ons moet dit besef. Aanvanklik eers, wie was ons in die eerste Adam en in Eva, in die eerste, die ou natuur, uit Eden gedryf, in 'n wêreld van dorings en distels, waar die bloed van Abel getuig van wraak en onreg.
vasgevang. Ons probeer maar op aarde trek na 'n beter land, beter klimaat, beter dorp, beter werksgeleenthede. Wanneer ons die realiteite op die tafel sit, ons was in die mag van die duisternis. Wat het Efesiërs 2 gesê wat Dominee Jaco gister gelees het? Deur die begeerlikheid van die vlees, het ons die wil van die sinne gedoen, en ons was almal onder hierdie geweldige, eerstens die owerste van die lig, want hy kan met ons vlees hierdie geweldige versoekingpad stap, en ons is intussen in die toren van Jahwe. Maar nou, word ons nie net verlos uit die mag van die duisternis, sodat ons weer kan doen wat ons wil nie, maar oorgebring, posisioneel, in die koninkryk van die seun van sy liefde, die bloed, verlos. En die offer van die bloed is volmaak, dit bring vergifnis. Met ander woorde, jy's nie net soos daai skaap of daai hond of daai dier wat jy uit 'n stryk uithaal en sê, jy's nou los, moet nou nie weer droog maak nie, in die loop en jy gaan weg. Nee, daar's verhouding. As Jahwe vergewe, dan is dit op 'n vlak van aanneemlikheid, wel aangename kinders. En dit is waarop ons regtig moet fokus. Stap 2, my identiteit in hom. Nou, dit is krities belangrik, veral vir die gemeente, as ons so 'n bietjie kyk in die boek Openbaring. En ons weet, Openbaring is nie daar vir sensasie in een of ander koerantberig. Dit gaan vir die gemeente wat werklik waar hierdie stappe van waar begin ons en waar is ons krag, waar is ons identiteit? Yeshua op die troon, maar wat is die beskrywing wat ons die meeste vind van Yeshua in Openbaring? Die lam. Die lam. Die lam wat in Exodus 12 geprofeteer is. Die lam. Waar begin ons? As ons praat oor verdrukking of volharding. Nou, ons het vanoggend in Openbaring 1, ons lees dit net vinnig, Openbaring 1, en ons probeer so op die punte van ons vingers onthou. Openbaring 1, 5, 7 en 12. Gaan ons hom kan onthou. 1, 5, 7 en 12. Dit is waar die tema van die bloed uitstaande is. En onthou, as ons sê Openbaring is Openbaring van Yeshua aan Johannes, dan is dit logies dat as hy die lam is, dat die bloed ter sprake sal wees. Maar wat? In watter opsig? Nou ja, ons het gesê in Kolossense 1 uit ons verlos, en Openbaring 1 waar Dominee Jaco vanoggend gelees het, dit is die groet van Johannes aan die 7 gemeentes, vers 4, en dan vers 5, en van Yeshua Messia, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed. So ons het die verlossing effek, maar ons is nie net uitgehaal en laat staan nie. Ons is gewas. Dit is baie belangrik. Hierdie was, met die oog op die bruilof, met die oog op die bruid, hoe staan sy voor die lam? Skoon, rein, heilig, en ons sê dit dood eenvoudig, bloed gewas. Nou, dit is baie belangrik in terme van ons identiteit, want hierdie bloed gewas maak dan van ons vers 6 konings en priesters vir sy God en Vader. Daardie aanneemlikheid. Nou, ons sien dit as die absolute vereiste vir die bruid in haar aanneemlikheid vir die bruidegom. En dit is ons daaglikse stryd. Wat doen die Heilige Gees nou met ons? Berei ons voor in die heiligmaking. Nou kom ons lees gou-gou Openbaring 7. Ons sal nou net terugkeer na 5 toe. Ons gaan eers na 7 toe. En hier het ons te doen met martelare. Ek bedoel, dadelik is ons in die milieu, in die konteks van verdrukking. Dit beteken nie as jy 'n kind van Jahwe is, daar is nie hierdie toetse, daar is nie hierdie tye wat jy vra, hoor die tye het so verander, waar begin ons? Ons ou gewoontes gaan nie werk nie, ons huis is heeltemal, alles is omgekeer, waar begin ek? Ons identiteit in hom. Openbaring 7, vanaf vers 14, en ek sê vir hom, wat hy vra, wie is hierdie mense wat bekleed is met wit klere in vers 13, dan sê hy in vers 14, my Heer, u weet het, en hy sê vir my, dis hulle wat uit die groot verdrukking kom. So ons het die konteks,
beproewing, nood, benoudheid. En hulle het hulle klere gewas en hulle klere wit gemaak. Stop net eers daar. Is dit nie pragtig nie? In benoudheid, kla ons nie. In verdrukking, gee ons nie hoop op nie. Dis reeds die tyd wanneer sout en goud en silwer gelouter word, is in die vuur, in die probleem, in die woestyn. Maar hoe het hulle dit wit gemaak? Die teks sê vir ons, in die bloed van die lam. Is daar in die tyd van die 10 plaae, in die tyd van moeilike verdrukking en ouers wat nog rou oor hulle seentjies wat in die Nyl gegooi is, dis in daai tyd wat Jahwe sê, hier's die bloed, hier's die teken, hier's die verlossing. En daarom vir elkeen van ons is dit die aktuele boodskap vir vandag. Hoe berei ons voor vir die ontmoeting? In elke beproewing begin jy by die regte plek. Vader, die lam het oorwin. Ek is 'n bloedgewaste kind. My heiligmaking, die vrug wat ek dra, is wat U verheerlik. Want ons sê 'n bietjie verder in Openbaring 19, die rein fyn wit linne is wat? Die regverdige dade van die heiliges. En uit jouself kan jy nie regverdig wees nie, so dis die loot wat uit die wingerdstok die vrug van geregtigheid dra. Daarom is hulle voor die troon, vers 15 van God, en dien hom dag en nag in sy tempel. En hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan. Tabernakel. Wat was die doel van die tabernakel in die Ou Testament? Die tent van samekoms. Heilig, heilig, heilig is Jahwe. 'n Onrein volk word gereinig, nie sonder bloed nie, word geheilig in die priesterorde, word hulle verteenwoordig en daar is ontmoeting, tent van samekoms, die tent van die verbond, die ark van die verbond, die kliptafels van die verbond, die versoendeksel waarop die bloed aangewend is. Dis pragtig. Jahwe span sy tent oor hulle oop. Daarom is die bloed die pertinente rolspeler. Gewas, rein, fyn, wit klere. Vers 16. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie, en nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie, want, kyk mooi wie word beskryf, die lam, wat in die middel van die troon is, sal hulle laat waai en hulle na lewende waterfonteine lei, en God sal alle trane van hulle oë afvee. Is ons daar of kom dit nog? Oom Bertus, is ons daar of kom dit nog? Hierdie teks. Is die lam al op die troon? Laat hy ons wy na lewende waterfonteine. En God sal alle trane van hulle oë afvee. Het ons die trooster? Dit is baie belangrik om te sê, Paulus hulle gebruik die woord, ek gaan nou die Grieks gebruik, maar in Afrikaans kom het daarop neer, ons is verseël deur die Heilige Gees, ons daai eerste paaiement. Dit wat in volheid voorlê, presies van dit, niets anders nie, van dit, het ons nou die eerste paaiement. Daarom het ons die Gees nou die uitstorting ontvang. Wat daardie water van die lewe wat uit die troon van God stroom, nou vir sy kinders gee. Onthou hulle die vrou by die put wat dors na gewone water, oor die gesprek, sy fokus daarop. Joshua sê, as jy my vra, gee ek vir die water van die lewe, nee, Johannes 7, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei, en dit het hy gesê van die Heilige Gees. So die Heilige Gees gee regtig hierdie volmaakte werk van Yeshua, bring hy na jou lewe toe. Dit is wat die werk van die Heilige Gees is. Hy sal dit wat aan my behoort, sê Yeshua, aan julle verkondig. Hoe verkondig hy dit? Vreemde mystieke manifestasies, of hierdie werklik bloedgewaste verbondsverhouding. Hy bedien hierdie vrede, die straf wat op hom was, hy die vrede bring. Daardie, ek is sy bloedgewaste kind. Dit is wat die Heilige Gees werk. En dit is ons grootste troos. Ons grootste troos is dit wat Adam en Eva, die oordeel van uit die tuin uit, dat ons kan terugkeer op die nuwe en lewende weg, sê Hebreërs 10. Vers 19, blaai gou sien toe. Hou julle hande hier by Openbaring, ons gaan nou terugkeer. Hebreërs 10 vers 19.
Nou hierdie lewende weg ervaar ons in ons gebedslewe en ons wandel elke dag. Hebreërs 10 vers 19. Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan. Dink gou terug in die Ou Testament. Wanneer het 'n hoëpriester vrymoedigheid gehad? As hy jare se ervaring gehad het. As hy wat het vir hom die enigste rede hoekom hy vrymoedigheid het? Om in te gaan in die heiligdom of in die allerheiligste. En onthou nou, hy weet, die wet sê, as daar iets is wat nie voor Jahwe wel aangenaam is nie, soos Aaron se 2 seuns, vreemde vuur, is dit strafbaar met die dood. So daar is 'n menslike faktor van is ek bang, of het ek vrymoedigheid? As hy die offer gebring het, soos wat hy moes, as hy die bloed gehad het, dit is die bloed, wat vir hom daai vrymoedigheid gee. Dis nie sy gelaat, of sy postuur, of sy, niks van hom nie. Dit gaan oor die bloed. En daarom kan die teks ook, want die hele Hebreërboek help om die skaduwee van die Ou Testament prakties in ons lewe vir die gemeente te openbaar. In te gaan deur die bloed van Yeshua, op die nuwe lewende weg wat hy vir ons ingewy deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. En ons 'n groot priester oor die huis van God het. Prakties. As jy in 'n situasie is waar jy onder druk is, beproewing, verdrukking, onkant gevang, vrees klop aan die deur, toets jou vrymoedigheid. Vrymoedigheid of het jy swaarmoedigheid? Want soms in die hele probleem is jy ook skuldig, en dan is daar skuld en skaamte wat onmiddellik teen vrymoedigheid werk. Hoekom het ons vrymoedigheid om tot Jahwe te nader in gebed? Omdat ek die laaste week mooi getrou was in my Bybelstudie? Omdat ek gevas en gebid het? Omdat ek niks van jouself nie. Vrymoedigheid lê in die bloed van die lam. Dis die belangrike punt. So ons het gesê, die verlossing is lekker veewoorde. Die bloed bring verlossing. Die bloed bring vergifnis, skoonwas. Die bloed bring vrymoedigheid. Dit is daardie krag waarvan ons sing, daar is krag in die bloed van die lam. As min dinge wat jy so kragteloos voel, as jy aan, kom ons sê, verwerping, en jy het nie vrymoedigheid nie. Jy weet jy moet iets doen, jy weet jy moet vir daai persoon gaan groet, maar jy het nie lus nie. Jy het nie krag om vriendelik te wees nie. Jy loop draaie. Die bloed van die lam is daardie werklike identiteit in my lewe. Ek's 'n koning, ek's 'n priester. Ek het geen rede tot skuld en skaamte in hom nie. En dit bring vir ons die realiteit. Hoekom sê ons in Openbaring 12? Ek het gesê 1, 5, 7 en 12. Is klaar 1 en 7. Hoekom 12? Die hele oorlog van die Satan, en mense hardloop ook nou verskriklike stories oor dit. Waaroor gaan die boek Openbaring? Die oorwinning van die lam. En hoe het die volgelinge van die lam, hulle wat ons in Openbaring 7 gelees het, wat uit die verdrukking kom, hoe het hulle oorwin? Openbaring 12, ons lees hom. Ons behoort dit te ken, maar onthou hier's kinders wat dit nog nie ken nie. So ons herhaal dit vir die kinders, dat die ou mense dit kan onthou. Hebreërs 12. Dan jy lees dit dan nog uit Bybel wat dan elke keer merk waar ons gepreek het. Want hierso behoort daarna ons belanglys te wees van elke keer as ons daar verby is. Dan merk sy, julle sal weer verby daai teks, julle sal weer verby daai teks. Ons gaan maar aanhou, sê die predikant. Ek gaan dieselfde preek tot die gemeente begin luister. Openbaring 12, die vrou en die draak. Maar dan spesifiek hier, dis 'n boek van oorwinning. En die volgelinge van die lam, die bruid, vers 11. En hulle het hom, dis die draak, oorwin deur die bloed van die lam. En die woord van hulle getuienis. En die woord van hulle getuienis is nie iets anders nie, want ons getuig dat Yeshua se bloed volmaak is en hy gesterf het en opgestaan het. Hulle het oorwin deur die bloed van die lam. Hier is nie 'n vreemde magiese krag. Dis die betekenis. Wat is die betekenis van die bloed van die lam? Dit is die tweede Adam wat gekom het en ons
verlosheid uit die mag van Satan. Ons is nie slawe nie. Jy hoef nie in jou lewe 'n slaaf te wees van goddeloosheid. Romeine 6 sê, die sonde sal nie oor julle heers nie. Ja, jy het 'n stryd. Ja, jy moet oorgee. Jy moet toewy aan Jahwe. Maar hulle het oorwin deur die bloed van die lam. Hoekom? Want die lam is die Efesiërs sê die wapenrusting is om die werk van Yeshua, sy oorwinning in my lewe te leef. Hy het die oorwinning behaal. Dis nie ons wat hoef te werk vir die oorwinning nie. Om die bloed van die lam, sy oorwinning te erken, bring in jou lewe die oorwinning in vrug. En dis deel van waar begin ek? Ek begin by sy oorwinning. Ek begin by sy heerlikheid. Ek begin by sy majesteit. En hoe meer ons hom aanskou, 2 Korintiërs 3:18, hoe meer ons sy heerlikheid sien, hoe meer word ons verander. Na dieselfde beeld, na dieselfde heerlikheid. En dis die krag van die bloed. Die oorwinning van die lam. Dan kom ons by 'n punt waar ons werklik vir mekaar sê, om die bloed van die lam in ons lewe te prioritiseer. Openbaring 5 is so duidelik. Ag, dit is seker een van die eerste liedjies wat ek as kind kan onthou waar die groot mense gesing het daar in die Klisa. U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak. En dan die orgeltjie so gesing. En dit was net 'n mooi lied. Maar dit is hemels, want ons sien hier die openbaring in die hemele, wanneer dit eers begin met Johannes wat hartseer is, want niemand is waardig om die boek oop te maak nie, wat verseël is met Jahwe se oordeele en reg en geregtigheid, en is die lam wat na vore tree, asof hy geslag is, vers 6, Openbaring 5 vers 6, die lam asof hy geslag is, dis hierdie tema van, die bloed is klaar gestort, die prys is betaal, die oorwinning is behaal, hierdie is triomf. Kinders, dis soos prysuitdeling, die wedloop is klaar, die atlete staan daar by die rostrum, hulle gaan opklip, hy hoef nie nou nog te werk nie, hy's net daar om verheerlik te word, en hy het gekom, vers 7, in die boek geneem, net die aksie om die boek te neem, jy kan nie as jy onwaardig is, dit gewaag het om dit te doen nie, maar omdat hy waardig is, neem hy die boek uit die regterhand van hom wat op die troon sit, en op daai oomblik, toe hy die boek neem, vers 8, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer. Elkeen met sieters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, u is waardig om die boek te neem, sy seels oop te maak, want u is geslag. Ek wil in hierdie boodskap, hierdie klimaks, kyk wat is belangrik in die hemele? Kyk wat is belangrik in die openbaring wat Jahwe deur sy woord vir ons gee. Waar begin hy? Ons het begin by Eksodus 12. Die verlossingsplan, die bloed. Wat is dit wat werklik waar die lam waardig maak? Sy volmaakte offer, waarvan ons dan die woord bloed gebruik, as dit wat heeltemal in die tabernakel openbaar is, die priester se inwyding, die bloed van wat deur die offers gebring is, van dankbaarheid tot vergifnis, tot 'n vuuroffer, 'n brandoffer, 'n skuldoffer, alles word saamgevat wanneer die lam geslag word. En hulle sing 'n lied, hierdie is 'n oorgawe, u is waardig, ons het dit gelees, want u is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop. En dis die laaste een wat ek wil op klem lê. Die bloed wat ons koop bring eienaarskap, eiendom. En dit is so belangrik. Die begrip dat ek nie aan myself behoort nie, het soveel toepassings. Omdat ek gekoop is. Nou, party het ons die swak selfbeeld wat te min van jouself dink, en party het nou die ander kant weer die hoogmoed wat te veel van jouself dink. Wel, as jy verwerp voel, jy's gekoop deur die bloed. Jy behoort aan hom. Jy's nie doelloos nie. Jy's nie gekoop om maar net daar een kant op die rak te staan nie. Jy's gekoop om voor die lam sy werk te verheerlik in jou lewe.
En jy is ook nie gekoop om aan jouself te behoort, om my lewe, een lewe leef dit en doen wat jy wil nie. Jy is gekoop om jou liggaam aan hom toe te wy. Dis wat Paulus in Korintiërs baie duidelik sê. Weet jy nie, jy's 'n tempel. En die tempel, die tabernakel was nooit gereinig en geheilig sonder bloed nie. En daarom sing hulle, U het ons gekoop met die bloed. En dan die mooi uitverkiesingsleer, uit elke stam, taal, volk en nasie. En dan kry ons dieselfde begrip wat ons in Openbaring 1 gehad het, en as konings en priesters vir ons 'n God gemaak. En ons sal as konings heers. Waar begin ons? Wanneer ons in die lewe gedisoriënteerd is, wanneer ons perspektief verloor, wanneer die golwe groot word. Begin by dit wat werklik saak maak. Aan wie behoort ek? Die bloed, my verlos. Ek is nie 'n slaaf nie. Die bloed gee vir my daardie skoonheid waar die verlore seun se ou klere uitgetrek word en waar hulle wat op die berg is, Openbaring 7, hulle klere wit gemaak het in die bloed van die lam. Wat beteken dit om jou klere wit te maak in die bloed van die lam? Dis nie een of ander vreemde mystieke ritueel nie. Dis om die werk van Yeshua deur die geloof te aanvaar. Sy geregtigheid word jou kleed. En dit is volmaak, dit is voor Jahwe se aangesig. As ek die bloed sien, sê Jahwe in Eksodus 12, sal ek verbygaan. Wat wil Jahwe sien in sy bruid? Bloedgewaste klere. Hoe lyk daai een persoon wat by die bruilof ingeglip het, sonder die regte kleed? Sy kleed het nie die lam verheerlik nie. Die bruid se wit skoonheid verheerlik die lam, en is net sy bloed wat dit kon was. En daarom moet ons met sonde in ons lewe handel. Die volk word opgeroep, kom laat ons die saak uitmaak. Kom laat ons hele lewe voor Jahwe neerlê en sê, Vader, hier is ek, maar ek glo in u werk, volmaakte werk. Die bloed bring vrymoedigheid, want ek steun nie op myself nie. Die bloed bring dan, soos ons hier lees in Openbaring 12, hulle het oorwin, daardie absolute. Dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Geloof in wat? Geloof in wie? In die lam. En dan kan ons mekaar lekker afsluit om te sê, maar hoe help hierdie tema ons elke dag? En ons gaan na Hebreërs 9 toe. Kyk, ek sien so uit na die dag wat ons net hierdie ou tent kan neerlê. Want die gees is gewillig omraaf, maar die vlees is swak. Want dit is die mooiste onderwerp. Dit is die heerlikste. Dis waarvoor ons in die ewigheid net die lam aanskou. Maar ons sukkel met hierdie vlees, nee. Dis so 'n bietjie laat in die oggend, dit was 'n lang kamp gewees. Maar ek veroordeel nie. Ek weet, ek het ook al gevoel, oor die lampie raak nou moeg. Maar ek wil elkeen aanspoor om hierdie tema huis toe te vat. En in jou eie lewe persoonlike introspeksie te doen. Sing jy die lied, U is waardig. Leef jy die lied? En hoe leef jy? As 'n bloedgewaste, bloedgekoopte, met vrymoedigheid, sonder vrees, in die oorwinning van die lam. Hebreërs 9, soos ons gesê het, Hebreërs gaan al die Ou Testamente en hy bring dit in perspektief. Vanaf vers 11. Maar Messia wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan het in die heiligdom, hierdie is belangrik, en 'n ewige verlossing teweeggebring het. Dit het ons mekaar gesê in die begin van die boodskap. Want as die bloed van stiere en bokke en die as in 'n vers vir die verontreiniges besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees. Net vir perspektief. Hoekom reiniging van die vlees? Waarop was die Ou Testament ingestel? Op die tasbare, die sienlike. Hier is die berg.
Hier is die kleed, hier is die voorkoms. As jy aan dit raak, dan word jy, as jy aan die dooie raak, dan word jy onrein. As daar sekere dinge gebeur, melaatsheid, 'n fisiese ding, alles gaan oor die uiterlike. En dit was 'n heenskoue van die volmaakte, die hemelse, die nie tasbare. En daardie bloed was maar net vir die vlees. Dit kon nooit die hart skoon maak nie. Maar nou verduidelik hy, vers 14, hoeveel te meer sal die bloed van Messia, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke, om die lewende God te dien. Nou dit is belangrik. Jou gewete, jou bewustheid is 'n oorlogsveld, waar die wêreld wil daar versoekings stimuleer, en dit is waar ons baie keer 'n gewetenswroging het. Dit is waar jy in jou bewustheid wat is reg en verkeerd, maar bo alles speel die bloed van die lam 'n kritiese rol. As jy weet dat jy weet in jou gewete, in jou bewustheid, en saam met Jahwe weet, saam met sy woord weet, ek behoort aan Jahwe, dan gee dit vir jou daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan. Om nie lam gelê te word en onbetrokke en ag ek hoop maar ek maak dit eendag gesindheid nie, maar 'n ywer om jou gewete te reinig, om die lewende God te dien. Diensbaar te wees. En dit is waarmee ons afsluit, want baie keer wil ons net hierdie kits oplossing hê, sodat ek weer gemak is in 'n gemakzone, en as dan nie vrug nie. Die bloed van die lam roep ons op tot diensbaarheid. En in daai diensbaarheid is daar geestelike groei. En in daai geestelike groei is daar die vrug, waar die woord sê, hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra. Het begin by die bloeisel. En daar is wonderlike dinge wat gebeur by die proses van 'n bloeisel en bestuiving. Maar dan is daar die dae waar die son skyn. En as daar waar die reën kom. En totdat daar die vrug is. En ons dank Vader Jahwe, dat hier die hele Psalm 67 wat sê die aarde het sy oes gelewer, is nie 'n kortstondige vinnige plannetjie nie. Dis iets wat voor die grondlegging van die wêreld kom. Kom ons lees dit gou in Petrus. Petrus. In Petrus 1 kry ons daar vanaf vers 13 die opskrif, die vermaning om heilig te wees. Nou daar's twee dele van heiligmaking. In Yeshua is ons deur die uitverkiesing afgesonder, geheilig. Johannes 17, ek heilig myself vir hulle. Heilig hulle in die waarheid, die woord is die waarheid. En die apostel spreek ook die gemeentes aan as heiliges of heilige broeders. Maar dan is daar, dit is die eenmalige werk van Yeshua, maar dan is daar ook vir ons elke dag die proses van heiligmaking. En nou word ons geroep om heilig te wees, en dis daar die mooi deel, soos hy wat julle roep heilig is, moet julle heilig word in julle lewenswandel. En dan sê ons lewe in vers 17, in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap, dis die goddelike vrees. Vers 18, omdat julle weet, dat julle nie deur verganklike dinge, sout of silwer of goud, losgekoop is, uit julle ydelle lewenswandel, wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Messia, soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruitgeken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil, julle wat deur hom glo in God, wat hom uit die dode opgewek en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. En daarom het hulle oorwin deur die bloed van die lam. Hoekom? Want ons is gekoop.
Ons is losgekoop uit 'n ydelle lewenswandel. Losgekoop tot 'n heilige wandel, om met 'n skoon gewete, met die wapenrusting, deur die oorwinning van die bloed van die lam, veel vrug te dra. Jahwe kan verheerlik. Hy sê dit so mooi. In om te glo, hierdie geloofswandel. Daarom, as ons hierdie kamp saamvat, ons begin waar Jahwe begin. En nou, ons weet nie presies in tyd, want Jahwe is buite tyd. Maar ons het die benaming voor die grondlegging van die wêreld. En ons is tevrede daarmee. Is die lam vooruit geken om geslag te word, om ons te koop, om ons te verlos uit 'n ydelle lewenswandel, nie net 'n neutrale wêreld nie. Maar daarom is daar 'n duiwel en ons sal nie al die vrae kan beantwoord nie, maar dis deel van Jahwe se raadsplan om sy liefde te bewys, nie aan goeie mense nie, maar hulle wat dit nie verdien nie. Hulle wat gesê het, kruisig hom, sy bloed op ons en ons kinders wees, om werklik waar daardie lam te wees wat stom is voor sy skeerders. Om daardie bloed te vergiet in 'n konteks wat die wreedste en die mees vernederdste situasie is. En dis nie net iemand nie, dis die woord self wat die lam is. En daarom is dit belangrik om so 'n bietjie daai subjektiwiteit van jou krisis vir 'n oomblik te los en terug te gaan woord en te sê, Vader, gee my geestelike volwassenheid. Gee my insig. Ek weet op laerskool, hoërskool, begin jy met daai merker, net al die kort teksies, roep my aan die dag van benoudheid, ek sal jou uitred en jy met my eer. So, ek gaan nou nie weet ek het dit gebruik as ek pak slaag kry nie. En dan kry jy in elk geval jou pak slaag, en sê, maar hoekom het jy my nie gehoor? En sê, wow, hier kort geestelike konteks. Eer jou vader en moeder, staan 'n bietjie voor, Psalm 50 vers 15. Jy moet dinge in berekening bring. So ons het baie keer hierdie, ek's nou in die moeilikheid, gee my gou 'n teks. Ek wil net, dis nou Jahwe se verbond werk nie. Hy wil sy bloed gewaste kinders leer, voor die grondlegging van die wêreld, het ek jou geken. En dit wat Petrus sê, dit word ter wille van ons nou eers vir ons 'n realiteit, geopenbaar. Maar Jahwe is lankal met sy ewige raadsplan besig. En dis ons troos, om werklik te weet, Jahwe is 'n soewereine God. En wat lees ons aan die einde? Die lam word verheerlik, want hy het die prys betaal, hy was geslag. En ons as sy kinders het 'n lied. 'n lied wat net 'n bloedgewaste kind kan sing, want net jy weet, hoe is dit om werklik in die put, om in die kuil, om in die gevangenskap van sonde uitgehaal te word, en op 'n ewige rots geplaas te word, en hy nuwe lied te sing. En mag dit regtig ons oriëntasie wees. Sê jonkes, luister mooi. Dis geld vir die res van jou lewe. Jy's duur gekoop deur die bloed van die lam. As jy voel ek is aan die einde van my lewe, soos Paulus sê, my wedloop, die kroon is my weggelê, sien uit na daardie ontmoeting met die lam, want jou lewe getuig, ek is deur sy bloed gekoop. En dan word die vrese van al die ander dinge word klein, sê die lied. Hou die oë op Yeshua, bly volhard soos atleet. En al die aardse dinge, al die geskarrel en die in magteloosheid begin ek gil en skree en taan. Dis nie meer belangrik nie. Ek weet dat ek weet. Ek is deur sy bloed gekoop. En dit is vir ons 'n baie spesiale voorreg om dit ook wanneer ons as gemeente bymekaar te kom sê, daar is ons identiteit, daar is ons toekoms, daar is ons vrede, daar is ons vervulling, dis die brood, dit is die bloed, dit is die wyn, dit is die vrug van die ewige raadsplan van Jahwe. Kom ons staan en bid ons saam. Almagtige Vader Jahwe, ons wil vir U dankie sê dat U met ons werk.
en dat niemand u kan keer nie. Dat ons in Yeshua se lewe sien, hy is die geliefde, hy is die gesalfde, en al het die wêreld hom nie geken nie, en al was daar al daardie geweldige tye van verdrukking en benoudheid, swaard en 'n Getsemane, dat die lam opgestaan het. En dat ons saam kan sing met die skare, U is waardig om die boek te neem. Dankie dat ons deel kan wees van 'n feestelike vergadering wat bekleed word met U geregtigheid, bloed gewas. En ons gebed is, Vader, dat U dit in elkeen van ons harte so sal openbaar, dat ons U die lewende God sal dien, dat ons die dooie werke van die vlees sal aflê. En dat daar in ons gemoed, daardie tempel van ontmoeting, daardie bewustheid van U heerlikheid sal wees, met 'n vrymoedigheid om te bid, met 'n vrymoedigheid om in ons vriendekringe, in ons huisgesinne, in ons tye waar dit nie so maklik gaan nie, nog steeds te sê, loof Jahwe, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. En Vader, ons wil as gemeente erken, die grootste weldaad wat U aan ons bewys het, is dat U ons met U kosbare bloed, onverganklik en onvernietigbaar, onbesmet gekoop het, gewas het, en daardie getuienis gee, sodat ons 'n lewe van oorwarte met daardie ware ontmoeting met U. Dat ons elke dag sal weet dat ons weet, U is teenwoordig. Ons dank U daarvoor. Vader, dankie vir hierdie kamp en dat ons kan leer en wil U ons verligte oë van die verstand gee, dat ons geestelik sal groei en dat ons opnuut daardie begrip sal vorm wat dit beteken om U huis te wees, die tabernakel, dat U tent oor ons oopspan, dat ons vreemdelinge en bywoners in die wêreld is, maar by U is ons burgers, by U is ons kinders, by U is ons daardie geliefdes en bemindes, in Yeshua. Amen. Ek gaan ter wille van die uitsending eers die seën uitspreek en dan gaan ons slotlied sing, asseblief, paps. Kom ons staan so, dan hef ons die hande op. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee in Yeshua deur die krag van die Heilige Gees. Amen.